baie welkom aan almal van julle daar by die huis en oralste waar jy is ook lekker om julle hier te kry. Laat ek net gou voordat ek nou aangaan met hierdie verwelkoming sê, my vrou sê vir my ek lyk baie maar op die video's. So ek wil net vir julle sê, ek het 'n gewigsverliesprogram, so jy kan my maar vra, dan stuur ek die tips vir jou aan. Ok, goed, so ek wil vanoggend 'n besonderse woord van verwelkoming gee aan die jong mense. Ons moes nou laas Sondag tradisioneel by die erediens, by die kerkmos, een Sondag 'n maand 'n jeugdiens, en dit sou nou eintlik laas Sondag gewees het, en met omstandighede en Moedersdag kon ons dit nou nie doen nie. En toe het ek nou gedink om so 'n bietjie net vir hulle te vra, help my met 'n idee, met 'n gedagte vir die erediens vandag, en hulle het nou, wat ons nou verder oor gaan gesels, julle nou hoor, so 'n paar van hulle het met my gekontak en 'n bietjie gedagtes uitgeruil. En so ek verwelkom die jong mense hier, en ek wil vir alle jong mense ook sê, weet vanoggend vir julle, vir ouers van almal, maar ook vir julle luister mooi, is moeilike omstandighede waarin julle is, matrikulante wat sukkel en bekommerd is oor hulle toekoms vorentoe, ouers wat gespanne is, wat skielik onderwysers moet word, ensovoorts. So ek dink hierdie boodskap vandag gaan ons aanmoedig en vir ons 'n uitnodiging gee om na Jesus toe te gaan en hom te vertrou en met hom te praat en ook te weet dat hy vir ons krag gee. So, dankie die jong mense, en julle kan sien hierso voor ook die kanselkleed, is daar 'n prentjie op, so wat ook net sê, praat gerus Jesus, luister waar Jesus ook met Nikodemus praat, so ek het net so 'n prentjie wat ingekleed is vir my spesiaal daarvoor, en wat ek hier opgesit het, so baie dankie aan julle. Geluk dan ook aan almal wat verjaar, huweliksherdenkinge, al daai dinge ook, ons het nie spesifiek, ek dink name nie, maar die van julle wat verjaar en huwelike, baie geluk. En dan weer eens maar net vir ons kant af, mens kan maar altyd nie genoeg dankie sê nie, en dankbaarheid is so 'n belangrike ding, en wil ons maar net dankie sê vir almal se voortdurende ondersteuning, omgee, liefde, en so meer, en onthou ook nou maar, as dit dan kom by die dankoffers, mense vra nou maar, dat jy met SnapScan, via SnapScan ook kan betaal, dis waarvoor daai prentjie aan die einde is, daar's nou partykeer vra, wat so dingetjie is daar aan die einde van die preek, dis wat dit is, SnapScan, as jy dit ken, kan jy hom 'n foto van neem, inscan, en so ook jou dankoffers betaal, en dan moet ons maar net weer sê, dankie vir almal wat hulle bydrae so gegee het, ons kry gereeld terugvoering daarvan, en besef dat met die bazaar ook, Hubertina Bazaar se fondsies wat ingekom het, en so meer, daar's ouens wat al vir 2de, 4de begin insamel het, baie dankie vir die ywerigheid en bereidwilligheid. Paulus sê in 2 Korintiërs 9 vers 7, God het die blymoedige gewer lief, en ek besef net dat dit duidelik is dat in ons gemeente daar blymoedige gewers is, maar blymoedige lidmate is in alle omstandighede, as ek luister na die liefde, die omgee, die uitreik na mekaar toe, en al die ander dinge in die uitleef van die woord ook, so dis ook wonderlik om dit te beleef. Ons het gehoor van 'n sterfgeval, Alida Buitendag, se skoonsis is oorlede, en ons wil ook aan haar dink, en aan haar familie ook in hierdie tyd. Die teksversie vir die week, gedagte vir die week, gebed altans vir die week, tema, Hemelse Vader, lei my deur u Heilige Gees tot vreugde in u. Lei my deur u Heilige Gees tot vreugde in u. En daarvoor kan jy gaan lees, die fokusteks hier, Romeine 15, vers 7 tot 13. Nou ja, ons gaan in aanbidding, ons maak ons oë toe, en ons bid ook vir die Here, tot die Here. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die ster waarin u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. Amen. Aan almal vir wie God lief het, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Mag jy altyd bewus wees van God se liefde en sy alomteenwoordige teenwoordigheid in jou lewe. Ons sing ook heerlik lekker saam, loof en prys die Here met 'n loflied, en dink daaraan dat wanneer ons ook opkyk na die hemel toe, wanneer ons na die sterre in die skepping kyk, besef ons God is daar, en hy sien ook vir ons raak, en hy gee ook om vir ons.
die werke van die vingers, maar die sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan, dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan, dat nie na hom omsien? Die laat ons eers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lucht, die lande. Wat is die mens dan, dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan, dat nie na hom omsien? Oor hier ons hier, hoe wonderbaar die naam, oor hier ons hier. Jy gaat roem sy naam, oor hier ons hier. Hoe wonderbaar die naam, oor hier ons hier. Jy gaat roem sy naam. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, maar die sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan, dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan, dat nie na hom omsien? Die laat ons eers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lucht, die lande. Wat is die mens dan, dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan, dat nie na hom omsien? Oor hier ons hier, hoe wonderbaar die naam, oor hier ons hier. Jy gaat roem sy naam, oor hier ons hier. Hoe wonderbaar die naam, oor hier ons hier. Jy gaat roem sy naam. Ons roem die naam. Ons roem die naam. Nou ja, altyd lekker om ook met die kinders te kan praat en dat hulle luister en opgewonde is. Ons gaan aan met ons tema vir oggend en die boodskapie vir oggend vir julle ook is die Heilige Gees, my helper. En ons lees uit Handelinge 2 vers 1 tot 8 die volgende. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos die van 'n geweldige stormwind, en het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat op tonge verdeel is en op elkeen op van hulle neergekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Nou ja, liewe maat, liewe jong mense, partykeer het mens mos met sekere goeders 'n spesiale helper nodig. As jy byvoorbeeld skoolwerkies wil doen of ander probleme en jy sukkel, dan het jy 'n spesiale helper nodig. En ja, nee, ek hoor wat sê mamma nou daar onderdeur, want as mamma nou nie onderwyser is nie, dan sê sy ja, tell me about it, nee. Want mamas en papas moes nou onderwysers geword het ook, daai spesiale helpers daar by die huis om die kinders by die probleme te kan help. Maar baie keer het jy so iemand nodig om jou te kan help met daai probleme waarmee jy sukkel wanneer jy dit nie self kan doen nie. Nou ek onthou toe ek op universiteit was, toe doen ek 'n taak, 'n baie belangrike taak. Ek moes hierdie taak ingee en julle sal my nie glo nie. Daar gaan breek my rekenaar net voordat ek hierdie taak moes klaarmaak. En ongelukkig vir een of ander rede het ek geen backup soos hulle sê nie. Ek het nie 'n volledige ene wat ek kan gebruik nie. En nou sit ek, wat gaan ek maak? Kan iemand my rekenaar regmaak dat ek hierdie taak weer kan kry sodat ek hom kan ingee op tyd? En so dink ek by myself, my vrou se pappa, die het 'n baie goeie rekenaar, en hy 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 het 'n baie goeie re
Hy werk met rekenaars, en ek dink hy sal vir my kan help. En ek kontak hom, en ek gaan soontoe, en gelukkig kan hy my help, want hy ken van rekenaars, en kon ons die rekenaar weer reg kry, en kon ek daai taak uitgedruk kry, sodat ek hom kon ingee. Ja, so het ons spesiale helpers nodig in daai tye wanneer ek en jy nie regtig mooi weet hoe om dit te doen nie. En dis presies wat Jesus vir ons kom sê. Dis wat Handelinge vir ons kom sê. Die Heilige Gees wat in my en jou kom leef, wat God self is so daai spesiale helper wat ons help om ons taakies vir die Here en ons dinge vir die Here te kan doen en met 'n paar ander dinge. Ek gaan 'n bietjie vir julle vertel oor die dinge wat hy ons mee help. Onder andere help hy ons daarmee dat ons vir mense kan vertel van Jesus. Hy begelei ons, hy gee vir ons die woorde in ons harte en in ons mond, dat ons met vrymoedigheid met mense oor Jesus kan praat, net soos wat ons in Handelinge lees, die disippels het kon doen. Die Heilige Gees help ons ook om reg te bid. In Romeine 8 sê Paulus vir ons weet nie altyd hoe om te bid nie. Dan soek ons na woorde, maar die Heilige Gees kom lê die woorde in ons hart, sit dit agter mekaar, sodat dit wat ek en jy bid, vir die Here aanvaarbaar kan wees, en dat hy dit reg kan hoor, né? En dan help die Heilige Gees ons ook om te vertrou, en aan God en aan Jesus vashou in moeilike omstandighede, as dit swaar gaan. So hy gee vir ons moed, hy sê hou vas, en die Bybel praat ook van die Heilige Gees as die vertrooster, hy vertroos ons, hy sê, man, moenie moed opgee nie, hardloop net voluit, weet, alles gaan reg uitkom, en kyk op na God toe. En dan help die Heilige Gees ons ook, om die Bybel, as ons die Bybel lees, reg te verstaan, dat ons weet wat ons daar lees, en dat ons dit ook kan toepas in ons lewens, en gaan uitleef. Is dit nie wonderlik nie? Wonderlik om te weet, dat ons het die Heilige Gees, wat vir ons lei en ons begelei, sodat ons dinge reg kan verstaan. Liewe kinders, kom ons loof en prys die Here met 'n lied, om vir hom dankie te sê, dat hy vir ons so 'n spesiale helper gestuur het, om vir ons elke dag by te staan. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Prys hom met jou stemme, prys hom uit die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Loof hom met viole, loof hom met de fluit, loof hom met klaviere en gitare. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Wonderlike Vader, dankie vir u hulp wat u elke dag vir ons gee. Deur die Heilige Gees, maar u stuur ook mense op ons pad, en vandag kan ons ook deur 'n boodskap of deur die Bybel wat ons lees, weet en besef dat u vir ons help en vir ons bystaan. Ons loof en ons prys u daarvoor. Breek hierdie woord oop. Here, laat dit soos goeie saad in goeie grond val, en dat dit baie vrugte sal dra tot u verheerliking. Amen. Nou ja, soos ek gesê het, ek het so 'n bietjie hulp ingeroep, vir jong mense 'n bietjie gevra, waaroor dink julle kan mens praat? En
En toe het hulle nou vir my gesê, maar kom ons praat 'n bietjie oor die feit dat ons bekommerd is, partykeer benoud raak, en hoe ons dan na Jesus toe kan gaan. Ek gaan nou meer daaroor sê, ek wil net die teksversie lees, dan gaan ek bietjie uitbrei daarop. So die tema van oggend is, Jesus is daar vir ons. Jesus is daar vir ons. Nou lees ek in Psalm 54 vers 6, maar vir my help God altyd. Die Here hou my lewe in stand. Vir my help God altyd. Die Here hou my lewe in stand. Is dit nie wonderlik nie? Nou het ons so gedink en gesê, dat as jy partykeer sit met probleme of bekommernis op jou hart, en dan gaan jy na Jesus toe en jy wil met Jesus gaan praat daaroor, want jy weet jy kan gaan, en jy voel jy kan gaan, deur gebed na die Here toe gaan. Dan kan dit nou gebeur dat wanneer jy nou daar aan Jesus se voete gaan sit, en terwyl jy dink om vir hom te sê, wat jou pla, wat jou bekommernisse is, en partykeer voel dit mos vir ons, of ons probleme baie groter as die wêreldsinne is dit nie waar nie. En dan wil ons hart oopmaak voor die Here, en dan kan dit nou gebeur, dat wanneer ek daar voor die Here sit, dat ek in my geestesoog, in my binnekant, vir Jesus sien, oomblikke voor sy kruisiging, op die lydingsweg. Jesus vir haar sit met 'n kroon, 'n doringkroon op sy kop, met 'n lyf, wat 'n gekastyde liggaam, en 'n geskende gesig, soos wat hulle hom geslaan en seer gemaak het. En dan wanneer jy dit in jou geestesoog sien, en jy wil met Jesus praat oor jou bekommernisse, dan kan jy dalk skielik by jouself dink, weet jy, my probleme is eintlik gering. Ek het eintlik nie moeilikheid nie. Dink aan dit alles wat Jesus deurgegaan het. Hy moes soveel meer verdra. Pyn en lyding was op sy pad gewees. En dan voel jy baie keer of moontlik skaam. Jy voel dalk, ek kan eintlik nie nou met Jesus praat nie, oor hierdie probleem nie. Wat sal hy vir my dink? Sal hy nie vir my sê, my kind, dis niks, ek was gekruisig gewees nie. Ek het deur baie meer pyn as jy gegaan nie. Dan, terwyl ons dalk so kan dink, of so voor Jesus aan sy voete kan sit, dan kan ons maar so kyk, en Jesus sê, waarmee help ek? Ek is reg, ek luister na jou. Kan jy dalk sê, dis sommer maar niks, Jesus. Ek is weer simpel vandag. Dis maar daai selfbejammering, wat ek altyd so kry oor myself. En jy kan opstaan, en met 'n gemaakte, gedwonge glimlag, kan jy byvoeg, ek voel sommer nou baie beter. Nou ek wil net weet, of daar enige Elvis Presley aanhangers is. Ek dink oumas en oupas, dalk is daar nog van die jonger mense ook, wat vir Elvis Presley ken. En ek wil jou iets vertel van 'n lied. Eintlik wil ek nou hier met so in jou stoel vashou, en regmaak, want ek gaan nou vir jou sing. Ek gaan nou een van my beste Elvis Presley nabootsings vir julle doen. So as julle reg hou, net vas hier gaan dit. Ja, ek maak 'n grap, ek kan nie soos hy sing nie. Maar of jy nou vir Elvis ken of nie, met maar so 'n bietjie met ma en pa praat, of met ouma en oupa, wie is dit, as jy nie weet wie hy is nie? Sal jy miskien hierdie lied ken? Miskien het jy al hierdie lied gehoor, en ek gaan die woorde van hierdie lied, gaan ek vir jou nou voorhou, en voorlees. En dink 'n bietjie of jy dit al gehoor het, en of dit vir jou bekend klink. Living below in this old sinful world, hardly a comfort can afford. Striving alone to face temptation so. Now won't you tell me, where could I go but to the Lord? Where could I go, oh, where could I go, seeking the refuge for my soul, needing a friend to save me in the end? Won't you tell me, where could I go but to the Lord? Life here is grand, with friends I love so dear. Comfort I get from God's own word. Yet, when I face the chilling hand of death, won't you tell me, where could I go but to the Lord? Where could I go but to the Lord? Where could I go, oh where could I go, seeking the refuge for my soul, needing a friend to save me in the end?
Won't you tell me, where could I go but to the Lord? Hierdie lied is geskryf deur James B. Coates, volgens die inligting wat ek het. En hierdie lied sê vir ons, net dit wat ek vandag met elke jong mens, elke kind, elke ouer, elke ander persoon wil deel. Weet julle wat, ons voel baie keer, ek kan nie met my probleme met die Here gaan praat nie, ek kan nie na die Here toe gaan nie. En baie keer dink ons probleme is maar gering, en is klein. Maar hierdie lied sê vir ons, waarheen sal ons anders te gaan? Na wie toe sal ons anders te gaan, as na die Here toe? Ek wil 'n aantal gedagtes met julle hieroor, dan vanoggend kom deel. Dat ons na die Here toe kan gaan, en die gedagte dat Jesus en die Here daar is, om ons altyd by te staan en ons te help. Hy is daar vir ons. Daarom kan ons weet, ons kan met hom hierdie wonderlike verhouding hê, hierdie oop verhouding hê, waar ons maar met hom kan gaan praat, en met hom kan gesels. En miskien het jy al die storie gehoor van Jael, die kleinseun van Rabbi Baruch van Mishpes. Nou Jael, as hy gebid het hy kliphard gepraat, en geskree in sy gebed. Wat hoe dan anderste? Hoe sal God jou hoor? Want hy is mos dan af ver, ander kan die wolke. Jy moet mos hard praat, as jy wil hê God moet jou hoor. Nou Rabbi Baruch het so na sy kleinseun geluister, en eendag toe roep hy hom een kant, en hy praat met hom, en hy sê vir hom, my seun, jy ken mos die verskil, tussen 'n kerspit van katoen, en 'n kerspit van vlas. Die een brand siekies, terwyl die ander ene knal en spat as hy brand. Hy sê vir hom, glo my, 'n klein opregte gebaartjie is genoeg vir God om te hoor, selfs al wikkel jy net jou klein toontjie. 'n klein gebaartjie is genoeg vir God om te hoor, selfs al wikkel jy net jou klein toontjie. Nou terwyl jy daar sit, wil ek vir jou sê, probeer 'n bietjie roer jou klein toontjie of probeer om roer. En terwyl jy so probeer om jou klein toontjie te roer, dink hieraan, Jesaja 59 vers 1 sê, die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Natuurlik sê Jesaja net daarna in die daaropvolgende verse, dat dit sonde is en ongeregtigheid, wanneer mens teen God is en in opstand met God kom, wat God nie altyd jou help en jou kan hoor nie, en wat maak dat jy eintlik al weggedraai van God af is. Maar vir ons wat in Jesus is, vir ons wat vir God ken, wat gehoorsaam is na God, wat sy aangesig soek, graag saam met hom stap, sy woord deurdink en so meer, ons kan maar weet dat hierdie teksgedeelte vir ons baie waar is. Ek wil weer vir jou sê, wikkel hy klein toontjie, probeer om ten minste wikkel, en terwyl jy dit doen, sê vir die Here dankie. Gee 'n opregte gebed uit jou hart uit vir die Here, waar jy vir die Here sê, Here, dankie dat U my hoor. Soos wat ek hierdie klein toontjie wikkel, of my vinger wikkel, of enigiets anderste van my en my gedagtes dink, weet ek U kan my hoor, en dankie daarvoor, en dankie dat ek met U kan praat. Hier is dan nog 'n teks, wat ons help onthou dat Jesus altyd daar is vir ons. In Psalm 34 vers 18 tot 19 staan daar, as die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. As die regverdiges om hulp roep, hoor hy hulle en red hy hulle uit al die benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedeloses. Die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedeloses. Psalm 34 vers 18 tot 19. So in die eerste plek, liewe jong mense, liewe ouers, elkeen wat hierna luister, wil ek vir jou sê dat ons met vrymoedigheid na die Here toe kan gaan en kan weet dat die Here hoor, en ons hoef nie hard te praat en te raas nie, jy voel baie keer so, maar is nie nodig nie. 'n klein gebaartjie is genoeg. Die Here se oor is nie te doof nie, sy arm is nie te kort nie, hy help graag. In die tweede plek wil ek ook sê dat Jesus daar is vir ons om ons te help om vas te staan.
Ek lees in Romeine 5 vers 1 tot 5, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry, tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. Egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. Hoor julle nou weer, liewe kindertjies, as julle nog luister, ons het gesê die Heilige Gees is ons helper, die spesiale helper wat God vir ons gee. Hier sê die Bybel weer, God kom stort die Heilige Gees in ons harte uit en help ons om vas te staan in geloof en hoop te kan hê. Is dit nie wonderlik nie? So in die eerste plek sê Paulus vir ons hier, as jy hierna luister, dan sê Paulus vir ons, dat Jesus daar is vir ons om ons te help vasstaan in God se genade. Jesus help ons vasstaan in God se genade. Hy wys ook vir ons daarop, Paulus dan nou ook, dat ons vrye toegang het tot God. Ons kan enige tyd met God kommunikeer. Jy weet, ons moet hierdie reg verstaan. Ek gaan nou Hebreëse teks uit Hebreërs ook lees. En ons moet dit reg verstaan. Onthou nou in die Bybelse tyd het hulle tempeldienste gehad. En in die tempeldienste het jy mos nou die voorhoof gehad, dan die heilige, en dan die allerheiligste wat 'n gordyn voor gehad het, waar die hoëpriester alleen mag ingegaan het, om vir die volk te gaan offer. En die mense het verstaan en dit so gesien, dat God net daar te vinde is. Die res kan vir God nie sien nie. En toe Jesus sterf aan die kruis, sê die Hebreërskrywer ook vir ons, en sê die Bybel vir ons, het daai voorhangsel van daai tempel geskeur. Wat beteken dat almal het nou deur Jesus Christus direkte toegang tot God die Vader. Met ander woorde, jy hoef nie te wag nie. Jy hoef nie eers na die dominee toe te gaan, of na 'n priester toe te gaan, of na een van so iemand toe te gaan nie. Jy kan sommer enige tyd na God toe gaan. Die woord leer vir ons dat ons harte, ons liggame is die tempel van die Heilige Gees. So jy is altyd in die teenwoordigheid van God en is vrye toegang. Jesus het klaar betaal vir jou om na God toe te kan gaan en met hom in 'n verhouding te kan leef en so ook met hom te kan praat. Luister, Hebreërs 10 vers 19 tot 20 sê, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Dan voeg hy by, die Hebreërskrywer, hy voeg by, hy sê, en terwyl ons nou ook so 'n groot priester oor die huis van God het, dis ons, dis die kerk, dis ek en jy wat in die Here behoort, so 'n huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofssekerheid. Met ander woorde, ons hoef nie te twyfel as ons na God toe gaan nie. Ons kan met volle geloofssekerheid gaan. Ons harte is immers gereinig, ons gewete, ons skuldige gewete, van 'n skuldige gewete altans. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Omdat ons skoon gemaak is, omdat Jesus vir my gesterf het, omdat Jesus se bloed vir my in die kruis gevloei het. Daai gesig wat ek en jy baie keer sien met die doringkrone, die liggaam wat gekastei is, die gesig wat seer gemaak is en so meer. Dis vir my en jou gedoen. Wanneer jy dit sien, kan jy juis weet, dit beteken dat ons vrye toegang het en dat ons na God toe kan gaan en hom kan nader. Nadat dit alles gebeur het, kan ons nou enige tyd met geloofsekerheid met God praat en weet, ons hoef nie te twyfel en bang te wees nie. Ons kan vashou aan hierdie hoop, aan hierdie belofte wat die Here vir ons gegee het. Weet, ek wil dit so verduidelik. As my kinders na my toe kom, hierdie vrye toegang nou, né? As my kinders na my toe kom, dan kan hulle met my oor enigiets gesels wat hulle pla. Ek wil ook graag hê hulle sal dit moet doen.
En hulle moet enige tyd kan voel hulle kan met my kom praat. Ek gaan mos nou nie vir my kinders sê, luister man, julle probleme is nie vir my belangrik genoeg nie. Of hulle sê, ag ek is nou jammer, ek het nie regtig nou tyd vir julle nie. Wat wel ongelukkig waar is, en 'n laaste gedagte net voordat ek aangaan, ek gaan hulle ook nie geld vra om my te kom sien nie. Hulle hoef nie te betaal om my te kom sien nie, of selfs 'n afspraak te maak nie. Hulle moet ons maar net vrymoedig met my kan kom praat. Wat wel waar is, en dit besef ek as mens, dat ek kan nie 24 uur, 7 dae van 'n week, voltyds vir my kinders beskikbaar wees nie. Daar sal tye wees, wat my kinders sal sê, pappa, waar is jy? En dan gaan ek nie altyd hier wees by die huis, of beskikbaar wees nie. Nou met die lockdown is dit bietjie makliker, hulle sien my gereeld, maar met die gewone werkomstandighede mos nie. Maar weet julle, die wonderlike hiervan is, God is dit anderste. Met God is dit anderste. Hy is 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, altyd beskikbaar vir my en jou om met hom te praat. Ons kan enige tyd na God toe gaan. Dag en nag. Die Bybel sê God kan nie slaap nie. Die bewaker van Israel sê Psalm 121 sluimer nie in nie. Jy het altyd vrye toegang tot God. Dit is die wonderlike gedagte wat daar ook vir ons is. En dit kos jou niks, want Jesus het klaar die prys betaal. Paulus voer verder aan in Romeine 5 vers 3 tot 4. As ons daai stukkie lees, dan sê hy, en dat die swaar kry tye ook vir ons as gelowiges goeie tye kan wees. Jy weet, kort net nadat ons hier in die Langkloof aangekom het ek geleer by die boere, of moes ek leer by die boere, dat die appelbome erge koue, swaar koue eintlik deur die wintertyd moet hê, en konstante koue, dit help nie so bietjie koud en ander kere warm nie, want dan lewer die appelbome die beste vrugte in die seisoentyd. Nog 'n beeld waarmee ek en jy baie bekend is en sal weet, is natuurlik die beeld van 'n teesakkie, wat jy in tee insit, in kookwater altens insit, of van tee. Daai tee se geur en sy smaak kan nie uitkom nie. Die kleur ook wat die tee gee, kan nie uitkom, alvorens dit nie in water kom nie, en veral in kookwater, en dan uitkom in smaak gee nie. Weet julle, liewe gemeente, geliefdes, so is dit met ons ook baie keer in die lewe. Ek en jy moet baie keer deur koue tye gaan. Ons moet deur swaar tye gaan, of koue gaan, of baie keer beland ons in warm water, maar dis daai tye wat ons groei. Dis daai tye wat ons sterker word, en dis presies wat Paulus hier sê. Hy sê, wanneer dit swaar gaan, wanneer die omstandighede met ons moeilik is, dan sê hy, dat ons leer om te volhard. Dit kweek volharding. Hierdie volharding, wanneer ons leer om te volhard, dan help dit ons weer op sy beurt weer, dat ons 'n egte en ware geloof het. Met ander woorde, dat ons geloof op die regte manier kan wees, reg in verhouding met God kan wees. Ons kan ook sê, dit bou ons geestelike karakter, dit bou karakter in ons. Uiteindelik is hierdie geloof of hierdie karakter, is dit hierdie geloof en karakter altans, wat maak dat ons hoop behou. Hierdie karakter en geloof maak dat ek en jy hoop behou. En hierdie hoop, sê Paulus, beskaam nie. En luister na die woord kweek, dink aan 'n kweekhuis, dink aan saadjies wat jy kweek, of blomme wat jy kweek, sodat dit sterker kan groei en goeie eienskappe kan hê. En dis dieselfde, God werk in my en jou, en hy kweek in ons daai geloof, sodat die hoop in my en jou, wat ons het, nie sal beskaam nie. Hoekom nie? Hoekom beskaam die hoop nie, sê Paulus? Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. Wonderlik. Omdat God se liefde in ons harte leef, weet ons dat God 'n liefdevolle Vader is, en weet ons dat Jesus Christus 'n liefdevolle verlosser en 'n vriend is, na wie toe ons kan gaan, en met wie ons kan gaan praat, en ons probleme voor hom kan gaan lê. En sodoende kom God, en hy kom gee vir ons, soos Paulus in Filippense sê, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Miskien lyk jou probleme nog nie opgelos nie. Aardse moeilikheid sal daar dalk nog wees, maar jy kry vrede wat alle verstand te bowe gaan, sodat jy besef, daar sekere dinge in die lewe wat jy nie veroorsaak het nie, wat nie jou skuld is nie, wat jy nie altyd kan beheer nie, maar God gaan op 'n manier ingryp en voorsien in jou lewe, en God
help jou ook om te sê, kyk op, daar is ook iets anderste, iets meer, waarop jy jou fokus moet plaas. Ek deel een laaste gedagte met julle. 'n vriend van my plaas in die week 'n status update op sy WhatsApp muur. En daar's 'n prentjie van 'n hartjievormige suigstokkie wat lyk of dit op die grond geval het en 'n stukkie afgebreek het. En die woorde by die prentjie lees, gelukkig sê Jesus nie, dit is die laaste keer wat ek jou aan mekaar sit nie. Dit is die laaste keer wat ek jou aan mekaar sit nie. Treffend nie waar nie. Weet, ons het die beeld gebruik van ek en jy wat met Jesus kan gesels, en wanneer ons die doringkroon en al sy lyding en al sy dinge in gedagte hou en sien, dan mag ons dalk sê, my probleem is so gering, teenoor dit waardeur Jesus gegaan het. En ja, is waar, dit kan ons vol met dankbaarheid, dat hy daardeur gegaan het, en vir ons sondes gesterf het. Maar weet jy wat is ook waar? Dat Jesus juist deur soveel smart en pyn en lyding gegaan het, vir my en jou, sodat ek en jy 'n plek kan hê, waar ons heel kan word. 'n plek kan hê, waar ons vrede kan vind. 'n plek kan hê, waar ons versterk kan word. 'n plek kan hê, waar ons vertroos kan word. 'n plek kan hê, waar ons aangemoedig kan word. Vandag wil ek vir jou sê, nee, ek wil jou eintlik aanmoedig, om met die grootste vrymoedigheid met Jesus te gaan praat, oor wat jou pla. En waaroor jy bekommerd is, gaan lê dit aan sy voete neer, gaan gee dit oor vir hom. Hy is daar vir ons, hy luister graag. Amen. Here, dankie dat U daar is vir ons. Dankie dat U altyd tyd het vir ons. En ek dink maar aan die beeld, as iemand met jou kom gesels, of as my kinders sien maar met my sou kom gesels, oor iets wat hulle pla, mag het wees dat hulle later in gesprek met my besef dat, dis ook nie so groot probleem en daar's 'n oplossing daarvoor. En baie keer besef dat mens kan nie iets omtrent daai probleem doen nie, maar dat daar tog troos en versterking is en raad gegee word. So is dit met ons ook. Wanneer ons met U kom praat, Here, dan is dit met daai vrymoedigheid dat ons nie hoef skaam te wees of bang te wees dat ons probleme is te gering vir U nie. Dat U altyd plek en tyd maak vir ons. Maar ook in gedagte sal hou, Here, dat ons nie net sal vaskyk aan hierdie probleme nie. Dat ons nie net sal dink, hierdie probleme oorweldig ons lewens nie. Maar dat ons aan U sal vaskyk wat vir ons die weg oopgebaan het deur U bloed, sodat ons vrye toegang kan hê tot die heiligdom, tot God die Vader, nie net vir nou nie, maar ook in die ewige lewe. En dat ons elke dag hierdie voorreg het, om in U geselskap te kan wees, om met U te kan praat, asof U 'n jarelange vriend is, vir wie ons soveel liefde en respek kan hê, en dat U ook vir ons so baie lief het, dat U liefde deur die Heilige Gees in ons harte kom uitstort het. Dankie daarvoor. Dankie dat ons dit kan weet, Jesus. Maak ons opreg dankbaar daarvoor. Ek bid vir ouers, ek bid vir kinders, ek bid vir studente, ek bid vir werkende mense, vir mense wat nie werk het nie. Ieder en elkeen in ons land en in ons wêreld, wie hulle ook al is, watter bekommernis, watter probleem daar ook mag wees. Here, dat U die een sal wees wat vrede in harte sal gee, moed sal gee en krag sal gee. Dat mense vandag kan ervaar en kan beleef, dat hulle in enige tyd na U toe kan kom, en dat U vir hulle hoor en luister. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Nou ja, ons sing lekker saam, loof en prys die Here met 'n lied, waar ons dan ook weer deur lofliedere kan ons, is 'n uiting en 'n manier en 'n danksegging vir die Here om te sê, ons kan verseker weet, hy's daar, hy's altyd by ons, en hy sorg vir ons. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed
daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is ordenaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is ordenaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Gaan in God se vrede, gaan maak tyd, gaan maak ruimte, gaan sit saam met die Here, gesels met hom, praat met hom, enige oomblik, enige tyd. Mag die Here, die God en Vader en Verlosser en die Heilige Gees vir jou die vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Amen.